Daar is oomblikke in die lewe wat jou hele perspektief verander. Oomblikke wat jou dwing om anders te kyk na wie jy is, wat jy doen en hoekom jy hier is. Hierdie week se teks is een van daardie oomblikke. Dit is 'n storie oor 'n handdoek en 'n bak water. Dit is 'n storie oor 'n rabbi wat kniel. Dit is 'n storie oor liefde wat gestuur is om te dien. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle kop draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie week in Johannes 13 vers 1 tot 5. Dit is jou laaste aand. Dink aan jou laaste aand saam met mense wat jy liefhet. Wat sou jy vir hulle gesê het? Wat sou jy vir hulle los as laaste woorde? Jesus is aan die vooraand van sy kruisiging, doen hy iets verstommend. Hy neem 'n bak water, hy neem 'n handdoek en hy was sy disippels se voete. In Johannes 13 sien ons hierdie toneel afspeel. Jesus, die rabbi, die meester, die seun van God, kniel neer en doen 'n taak wat nie eens vir 'n gewone slaaf bedoel was nie. Hy was die voete van manne wat hom sou verraai, verloon en verlaat. Hoekom? Omdat hy gestuur is in liefde, omdat hy gekom het nie om gedien te word nie, maar om te dien. Ons sien dit duidelik in Markus 10:45. Wat beteken dit dan nou om gestuur te wees? Ons leef in 'n samelewing waar mag en status koning is. Hoe hoër jy klim, hoe belangriker jy is. Maar Jesus draai hierdie logika heeltemal op sy kop. Hy wys dat ware leierskap nie daarin lê om beheer uit te oefen nie, maar in diensbaarheid. Hy sê vir sy disippels, soos ek julle voete gewas het, moet julle ook mekaar se voete was. Met ander woorde, as jy my volg, lyk jou lewe anders. As jy my volg, leef jy verander. As jy my volg, word jy gestuur in liefde. En daar is iets radikaal anders aan hoe Jesus sy mag gebruik. Dink aan leiers deur die geskiedenis, konings, generaals, CEO's. Hulle regeer deur beheer, deur vrees, deur mag. Jesus? Hy regeer deur om te dien. Hy het die krag van die heelal in sy hande, maar hy kies om 'n handdoek te neem. Hy het die reg om gesien en erken te word, maar hy kies om te kniel en voete te was. Hy is die grootste wat nog ooit geleef het, en hy neem die heel laagste plek in. So wat beteken dit dan nou vir jou? Dit verander natuurlik alles. Dit verander hoe jy oor jou huwelik dink, dit verander hoe jy oor jou werk dink, dit verander oor hoe jy oor jou vyande dink. Want as Jesus Judas se voete kon was, as Jesus sy verraaiers kon dien, wat beteken dit vir jou? Kan jy steeds sê, ek vergewe net as hulle eers jammer sê? Kan jy steeds sê, ek sal dien as ek het kan bekostig? Nee, Jesus wys vir ons 'n beter manier, 'n ander manier. En hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook in Johannes 20. En dit is die krag om te leef soos hy. Maar hoe doen ons dit? Hoe leef ons hierdie radikale liefde uit? Die antwoord is eintlik super eenvoudig. Ons kan nie. Tensy ons verstaan wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het jou lief gehad toe jy hom nie verdien het nie. Hy het jou vergewe toe jy nog sy vyand was. Hy het jou gewas toe jy onrein was. En as jy dit regtig verstaan, as dit regtig in jou hart insak, dan verander dit hoe jy leef. Jy is gestuur, jy is geroep, jy is hier met 'n doel, en daardie doel is liefde, daardie doel is diens, daardie doel is om die wêreld te wys hoe Jesus lyk, deur soos hy te leef. So, wie se voete gaan jy was vandag? Ons is gestuur in liefde. Tot môre, mooi loop.